So as jy nie vandag se preek onthou nie, dan is dit nie my skuld nie. Want almal van ons het op ons selfoon hierdie icon. En dit sê as jy perfekte sirkel getrek is die mal. Ek is nie ver af vanaf nie. Ja. Alright. Ons gaan vandag die smiley doen. En die smiley se verrassing kom eers op die einde, voor die smiley sin maak. So ek wil vanoggend vir jou vra. En dit gaan nou aansluit by wat Michiel basies aangeraak het vanoggend. Nee, kom ons bid saam. Ons vra die Here se seën. Here Jesus, hoe lieflik is dit om in die woord te kan kom, hoe lieflik is dit om met U te doen te kry. Hoe lieflik is dit om U te kan ken en om intiem met U te wees. En wanneer ons die bladsye van hierdie Bybel vandag oopmaak, die woord, dan raak ons besig met U. En dan vra ons Here dat U seën op hierdie woord sal sit, sodat dit in ons hart indring, en sodat dit vir ewig ons verander, om al nader te kom na die beeld van Christus die Seun. Seën vandag in die naam van Jesus. Amen. Ekskuus, ek het ook eers welkom gesê aan almal wat saam met ons luister vandag nie, aanlyn op die 21ste Junie. Ek het hier 'n prentjie op die bord geteken, dis 'n smiley, almal van julle kan dit teken in julle boeke. Dis net 'n gesiggie met 2 oogies in 'n mond, dis al. Dis al wat jy hoef te onthou, is die smiley. So, my vraag waarmee ek wil wegtrek vandag, is, hoe klink jou en my gebed wanneer ons onderdruk is? Wanneer daar 'n situasie in jou lewe is wat jou onder druk plaas, en jy bid vanuit daai plek, hoor jy daai liedjie, Under Pressure? Hoe lyk jou gebed? En hoe klink jou gebed? Dis een ding om voor mense te bid, in 'n selgroep, of in 'n kerk, of in iets, en jy wil woorde gebruik wat beïndruk, of vir jou laat slim klink, of vol kennis klink van die woord. Dis iets anders, wanneer jy alleen is saam met die Here, en daar's niemand rondom jou, wat enigiets hoor, en jy bring jou gebed na hom toe, onderdruk. Ek is nie besig om te praat nou van waar jy dankie sê vir die Here vir iets, of waar jy sommer in die algemeen vir mense of omstandighede bid. Ek praat van jou omstandighede is under pressure. En jy voel dit. Jy voel dit in jou slaappatrone, jy voel dit in jou verhoudings rondom jou, jy is onder druk. Hoe lyk jou gebed? Hoe klink dit? En saam met dit kom 'n tweede vraag. Watter uitkomste verwag jy uit daai gebed of gebede? So, kom ons kyk gou na 4 voorbeelde van mense onder druk uit die woord uit wat bid. Blaai saam met my na 1 Samuel 1. 1 Samuel 1 vers 10. Jy is welkom om jou app oop te maak as hy hier werk, om te kyk. Vir my wonderlik om te sien dat die pastoor se kinders het hulle Bybels hierso. Ja. Jy moet 'n plan maak. 1 Samuel 1 vers 10. Watter karakter het ons hierso? Ons het vir Hanna. En bitter bedroef het sy tot die Here gebid en bitterlik geween, en sy het 'n gelofte gedoen en gesê, Here van die leerskare, dis haar gebed, as U waarlik die ellende van U diensmaagd aansien, en aan my dink en U diensmaagd nie vergeet nie, maar U diensmaagd 'n manlike kind skenk,
dan sal ek hom aan die Here gee al die dae van sy lewe en geen skeermes sal op sy hoof kom nie. En toe sy lank gebid het voor die aangesig van die Here en Eli op haar mond ag gee, want Hanna het in haar hart gespreek, net haar lippe het geroer, maar haar stem kon nie gehoor word nie. Het Eli gedink dat sy dronk was. En Eli sê vir haar, hoe lank wil jy jou soos 'n dronk mens gedra? Sit jou wyn van jou af weg. Maar Hanna antwoord en sê, nee my Heer, ek is 'n vrou beswaard in my gemoed. Wyn of sterk drank het ek nie gedrink nie, maar ek het my siel voor die aangesig van die Here uitgestort. Hou tog nie u dienares vir 'n deugniet nie, want vanweë my baie sorge en verdriet het ek tot nou toe gespreek. En Eli antwoord en sê, gaan in vrede en mag die God van Israel jou bede gee wat jy van hom gebid het. Okay. Wat was Hanna se druk? Kinderloos. Sy wil baie graag swanger raak. Kinderloos. Okay. Ons gaan nie nou noodwendig in diepte induik oor enige een van hierdie karakters. Ons gaan by 'n karakter stil staan op die einde. En dan gaan hierdie karakters wat ons nou na kyk, hopelik vir jou amper soos verwysingstekste wees tot waar ek glo die Here met my hierdie week heen gegaan het. Die tweede verhaal, 2 Konings 19. 2 Konings 19 vers 14. Ons karakter se naam is Hiskia. Koning Hiskia. 2 Konings 19. Vers 14. En toe Hiskia die brief uit die hand van die boodskappers ontvang en het gelees het hy opgegaan na die huis van die Here en Hiskia het dit voor die aangesig van die Here uitgesprei. En Hiskia het voor die aangesig van die Here gebid en gesê, Here God van Israel, wat op die Gerubs troon, U alleen is die God van al die koninkryke van die aarde. U het die hemel en die aarde gemaak. Dis sy gebed, né? Dis nie net dat hy sê nie, hy bid. O Here, neig U oor en luister, open U oë Here en kyk en hoor die woorde van Sanherib, wat hy gestuur het om die lewende God te smaad. Waarlik, Here, die konings van Assirië het die nasies en hulle land verwoes, en hulle gode in die vuur gegooi, want dit was geen gode nie, maar werk van mensehande, hout en klippe. Daarom kon hulle dit vernietig. Verlos ons dan nou tog uit sy hand, Here, onse God, dat al die koninkryke van die aarde kan weet, dat U, Here, alleen God is. Wat was Hiskia se pressure? Jy gaan self jou navorsing moet gaan doen oor hierdie karakters, maar Hiskia se druk was, hy was omsingel deur Sanherib, die koning van Assirië, maar daar het iets meer gebeur. Hierdie koning het nie net gedreig om vir Israel uit te wis nie, hy het ook die God van Israel gechallenge. Hy het ook die God gechallenge. En Hiskia se gebed onder druk lyk soos dit wat jy nou gehoor het. Ek sal die skrifte net hierso neerskryf as jy 'n fotootjie wil neem en by die huis wil gaan kyk. En ek dink dis 'n ontsaglike belangrike tema in my lewe wat ek vandag met jou deel. Ons almal kom onder druk en ons almal bid vanuit die plek van druk. Die vraag is, wat bid ons? Kom ons blaai na die Nuwe Testament toe. Kom ons kyk na Lukas 18 vers 13. En hierdie goeters hou nie almal, die situasies hou nie met mekaar verband noodwendig. Dit is totaal al uiteenlopende redes. Ons gaan net na 1 of 2 versies kyk in Lukas 18 vers 13.
Lukas 18 vers 13. Kom ons kyk maar sommer na vanaf vers 10, Lukas 18 vanaf vers 10. 2 manne het na die tempel opgegaan om te bid. Die een 'n fariseer en die ander 'n tollenaar. En die fariseer het gaan staan en by homself so gebid: O God, ek dank U dat ek nie soos die ander mense is nie, rowers, onregverdiges, egbrekers of ook soos hierdie tollenaar nie. Ek vas 2 keer in die week en gee tiendes van alles wat ek verkry. En hier kom ons teks. En die tollenaar het ver weg gestaan. En wou selfs nie sy oë na die hemel ophef nie, hoor jy? Hy's onder druk oor iets. Hy's bedruk oor iets. Maar het op sy bors geslaan en gesê: O God, wees my sondaar genadig. Wat was sy druk? Sonde. Hy het 'n sonde besef gehad, so groot, dat het hom vasgedruk het. Hy was onder druk van sonde. Handelinge 7. Handelinge 7 vers 39, hier na die einde toe. Handelinge 7, sy laaste gedeelte gaan oor Stefanus. Nee? Stefanus wat opstaan en getuig in een van die moeilikste tye in Jerusalem, getuig hy van die Here Jesus, en ons lees wat gebeur met hom vanaf vers 39 tot 46, wanneer hy actually kom by iets waaroor hy bid onder druk. 22 vers 39. Na hom wou ons vaders nie luister nie, sê Stefanus, maar hulle het hom verstoot en met hulle harte na Egipte teruggekeer. Maar toe hulle vir Aaron gesê het: maak vir ons gode wat voor ons uit sal trek, want hierdie Moses wat ons uit Egipte gelei het, ons weet nie wat van hom geword het nie. En hulle het in daardie dae 'n kalf gemaak en aan die afgodsbeeld 'n offer gebring en hom in die werke van hulle hande verbly. Maar God het hom afgewend en hulle oorgegee in die leer van die hemel, om die leer van die hemel te dien, soos geskrywe is in die boek van die profete. Julle het tog nie aan my slagoffers en offers gebring gedurende 40 jaar in die woestyn nie, o huis van Israel. Ja, julle het die tent van Moloch opgeneem en die ster van julle god Remfam, die beelde wat julle gemaak het om hulle te aanbid. En ek sal julle aan die ander kant Babylon wegvoer. Die tent van die getuienis was onder ons vaders in die woestyn, soos hy wat met Moses gespreek het, om bevel gegee het om dit te maak volgens die afbeelding wat hy gesien het. Hoekom sal ek so 'n lang stuk ingesit het? En ons vaders het dit ontvang en met Joshua ingebring in die besittings van die nasies van God voor ons vaders, wat God voor ons vaders uitgedryf het tot op die dae van Dawid. Ek dink ek het verkeerd geskryf hierso, ek wou nie daai hele stuk hê nie. Waar is die stuk wat hy, dis Handelinge 22, waar is ek nou? Vers 59, waar so staan die gedeelte aan wat hy doodgegooi is? Dis seker 49 tot, ja, dis seker, ek het net seker verkeerd geskryf. Ja, seker van 54, en toe hulle dit hoor, was hulle woedend in hulle harte en het teen hom op die tande geknars, maar hy was vol van die Heilige Gees en het die oë na die hemel gehou en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat staan aan die regterhand van God. En hy het gesê: kyk, ek sien die hemele geopen en die seun van die mens aan die regterhand van God. Maar hulle het met 'n groot stem geskreeu en hulle ore toegestop en soos een man op hom afgestorm. En hulle het hom buitekant die stad uitgewerp en hom gestenig en die getuies het hulle klere neergelê by die voete van 'n jong man met die naam van Saulus. En hulle het Stefanus gestenig terwyl hy die Here aanroep, dis sy gebed, en sê: Here Jesus,
ontvang my gees. En hy het op sy knieë neergeval en met 'n groot stem uitgeroep, Here, weer eens deel van sy gebed, reken hulle hierdie sonde nie toe nie, en met die woorde het hy ontslaap. Sorry vir daai verkeerd skryf, dit moes 59 gewees het. Wat was Stefanus se druk? Ter dood veroordeel. Ter dood veroordeel. Hoe lyk sy gebed onder druk? Net soos Jesus aan die kruis. Vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, en ontvang my gees. So kom ons stop net gou daar. En dan vra ons dit vir mekaar, voor ons dan kyk na die een waar ek by wil uitkom. As agtergrond tot hierdie 4, Hanna, Hiskia, die tollenaar en Stefanus. Wat voel jy is so half eenparig, wat is die regte woord, sinoniem tot almal van hulle se gebede onderdruk? Roep na die Here, definitief. Eerlik. Definitief. Ek moet nou nie my game weggee nie, want ek vra nou maar sommer net dat ons saam praat. Dit is nie, daar's nie 'n reg en 'n verkeerd, dit is sommer net 'n saam praat. Mm. 100%. Kom ons kyk na die tweede vraag. Ons hoor hoe klink hulle gebede. Wat is die uitkomste wat hulle verwag? Hanna, Hiskia, die tollenaar en Stefanus. Wat is die uitkomste wat hulle verwag? Dis regtig nie 'n vasvaarwedstryd nie, dis net sommer net opmerkings. 'n Antwoord van die Here. Okay. God se wil sal geskied. Daar kom 'n vers in my hart op, saam met hierdie gebede. En dit staan in Jakobus 4, wat sê, julle bid, maar julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid. Omdat julle bid binne julle selfgesentreerde behoeftes, vleeslik gesentreerde behoeftes. Die woord is daar staan om dit deur te bring in julle liste. Julle bid, maar julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid. Kom ons kyk gou, wat het Hanna ontvang? Wie's gebore daar? Samuel. Een van die profete, Samuel, is daar uitgebore. By Hiskia, wat was die uitkoms? Die Here het hulle bonatuurlik verlos. Die tollenaar, wat was die uitkoms? Hy het daar uitgestap en die Here Jesus sê, daai ou, nie die ander een nie, sal hy uitstap met vrede. Stefanus verloor sy liggaam, maar wen die ewige lewe. Die woord sê, wat sal dit help? Ons win die lewe, maar aan ons siel ly ons skade. Stefanus is andersom. Hy sê, ek ly eerder skade hier aan my vlees, maar hy sterf op die einde van die hele evangelie wat hy gedeel het. En daar is nog 'n uitkoms van Stefanus se dood, behalwe die ewige lewe. Saulus staan daar as die een wat so half boer hulle almal is. En iets daar het daar gebeur. Hy het iets gehoor daar, wat sy hart moes roer, om uiteindelik by Damaskus die Here ontmoet, toe die Here vir hom sê, dit is ek wat jy vervolg, wat daar volbring is. Amper soos 'n verloving, wat opeindig in 'n huwelik. Iets het begin daar, uit Stefanus se offer uit, wat volbring is, toe Saulus verander word, na Paulus toe. Nee? Kosbaar. Die uitkomste was goddelik georiënteerd. Die uitkomste was koninkryk georiënteerd.
Right. Nou, Ek wou net gou daai vers 55 is ook vir my so betekenisvol waar hy sê maar Stefanus vol van die Heilige Gees het stip na die hemel gekyk en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat aan die regterhand van God staan. En nou moet die mense onthou die klippe is besig om te reën op hom terwyl dit gebeur. die klippe is besig om te reën op hom terwyl hy dit sien. Dit is sy fisiese omstandighede. Maar hy het homself kon half 'n stapie verder vat. Hy het al uitgesien na dit wat kom en dit wat God vir hom voorberei. En weet jy wat, nee, hy het gesien, sy voorloper Christus, het klaar die prys bepaal en betaal op die manier. En hy het klaar die prys bereken. Sal 'n mens 'n huis bou as jy nie eers die prys bereken het, sê die woord. Stefanus het reeds die prys bereken. En daarom is sy gebed onder druk, terwyl die klippe reën, anders as die normale ou of vrou se gebed onder druk. Die normale persoon roep onmiddellik net daar vir uitkoms, volgens wat ek wil hê. Is die waarheid? Is dit nie die normale reaksie? O Here, help nie. En ek sê nie daar is iets verkeerd om te sê o Here, help nie. Maar ek wil uitkom by die smiley. Daar's 3 komponente tot die smiley. Daar is die gesiggie, die buitesirkel, daar's die 2 oogies wat saamwerk en daar's die mondjie. Dis die 3 komponente van die smiley. En die ou met wie die Here vermoed my al besig is vir 6 maande lank is Elia. En Elia kry nie klaar by my nie. En vanoggend wil ek hê ons moet kyk na 1 Konings 18 oor Elia se gebed onder druk op Karmel. 1 Konings 18 vers 36. Ek gee julle kans om gou te blaai. 1 Konings 18 vers 36. En op die tyd dat hulle die spysoffer bring, kom ons stop dit gou vir 'n oomblik. Ons het al baie gepraat oor Elia hierdie jaar. Wat is die agtergrond van hierdie gebed? Die agtergrond van hierdie gebed is dat die noordelike 10 stamme vorm 1 en Juda en Benjamin vorm 1. Hulle skei, hulle split. Daar's oorlog, daar is kwade gevoelens tussen die 12 stamme van Israel. Hulle het 'n noordelike ryk en 'n suidelike ryk. En die noordelike ryk op die oomblik staan onder 'n bose koning Agab. Nie so boos nie, maar hy loop trou met Isebel. Om bande te smee met die vyande rondom hom om nou vrede te probeer bewaar. En sy bring al die gemors, bring sy al die afgodery, bring sy in die Baals aanbiddinge goeders, bring sy in hierdie noordelike koninkryk in. En sy besoedel vir Israel, totaal en al. Tot so mate, dat al die offers wat gebring word, of baie daarvan, meeste daarvan, gaan vir Baal. Ons sal later sien dat, toe Elia sê, maar hoekom is ek alleen, toe sê die Here vir hom, nee, daar is nog 7000 soos jy, wat weggesteek is, maar die oorgrote meerderheid van die miljoene, is vasgevang, onder die verleiding van koningin Isebel. En Elia, is die uitgeworpene, ter dood veroordeelde, omdat hy staan, en elke keer as hy 'n boodskap bring, dan bring hy die boodskap teen Agab. En die Here het vir Elia krit toegevat en rondgestuur in die land op 'n klomp plek dat hy moet hom doene gewees het, ons daar gekyk het. Maar elke keer het hy by die pad uitgehou van Agab, en nou op 'n stadium sê hy vir hom, nou gaan jy na Agab toe. En dan moet hy vir hom gaan sê, hierdie verskriklike harde woord, jy is besig om die volk ten gronde te lei. En uiteindelik kom Elia af
na koning Agab toe met 'n finale woord na 3 jaar en 6 maande sonder reën in Israel. Dis die agtergrond. Die volk is dors, dis hongersnood, daar's nie koring nie, almal het water nodig, daar's nie brood nie, dis 'n moeilike tyd. En hier kom die profeet van die Here. Hy kom na Agab toe en Agab sê vir hom, hier kom jy, verleier, afbreker, kwaadstoker van Israel. En hy sê vir hom, nee, jy het die volk verlei, nie ek nie. Maar kom, ons ontmoet mekaar op Karmel. Bring jy die volk? Bring hulle. Bring al hierdie Baal profete en die afgodsaanbidders, bring hulle almal saam. En hierdie gebed van hom speel af, nadat hy 'n deal maak. Nadat hy 'n deal maak met die hele volk, en vir hulle sê, kom ons maak hierdie saak uit. Is Baal God? Aanbid hom. Is die God van die vaders van Abraham, Isak en Jakob / Israel, is hy die God? Kom ons dien hom. En as dit een manier, ons moet 'n teken kry. En dan sê hy vir die Baal profete, alright, kom ons maak 'n deal. Ons bou 2 altare. Elkeen sy eie een. Julle kan eers gaan. En dan sit julle vir julle offers daarop. En die hout en alles, maar julle mag nie vuur daarby bring nie. Menslike vuur nie. En dan bou ek vir my en ek sit op en ons roep elkeen afsonderlik na ons God. En die God wat vuur stuur, hy is God. En hulle sê nee, dis reg. En hulle roep vir 'n halfdag. En hulle ween, en hulle dans, en hulle gaan te kere, en hulle sny hulle self, en die bloed loop, en hulle skreeu, maar geen vuur kom van hulle Baalgod af op hulle altaar nie. Hierdie gebed vind plaas toe Elia sê, okay, my beurt. Vers 36. En toe dit op die tyd dat hulle die spysoffer bring, het die profeet Elia nader gekom en gesê, Here, God van Abraham, Isak en Israel, laat dit vandag bekend word dat U God is in Israel. Dat U waar God is in Israel. En ek, U knegg, dat ek al hierdie dinge op U woord gedoen het. Antwoord my, Here, antwoord my sodat hierdie volk kan erken dat U, Here, God is en dat U hulle hart tot U laat terugkeer. En toe wat gebeur? Daarop het die vuur van die Here neergeval en die brandoffer en die hout en die klippe en die stof, ja, selfs die water van die sloot opgelek. Wat was Elia se druk situasie? Was Elia onder druk, hoe genaamd hy? Hy staan opgelyn, een man teen almal. Daar's nie 'n enkele siel op daai berg Karmel wat vir hom is nie. Dink gou mooi. Kos maak my gou die profeet. Op wat ek aankondig, is julle almal vir 3 jaar en 6 maande sonder water. Uit die hemel uit. Hoe gewild gaan ek wees in hierdie vallei? As julle my sien, is julle, daar's die ou wat gesê het, dit gaan nie reën nie. En dit reën nie. En as jy nie 'n oes het nie, het jy nie kos nie. En as jy nie kos het nie, het jy nie geld, jy kan niks verkoop nie. So julle almal sit tekort, volgens julle, is my skuld. Dink sy lewe was op die spel daar. Natuurlik was sy lewe op die spel. Sy lewe was geweldig op die spel en hy kondig dit aan. Hy sê kom ons maak dit uit. So as sy God nie vuur stuur nie, is hy dood.
Dat hy nog nie dood is, terwyl hy dit aankondig, is al klare wonderwerk. Want Agab soek hom oral, deur die hele land staan hy het hom gesoek. Hy soek hom. Want dis jou skuld. Jy moet jouself in hierdie prentjie sit. Iewers tussen Hanna, Hizkia, die tollenaar Stefanus, ons gaan net op by Jesus kom. En Elia lê jou situasies ook opgesluit. En daar's nog vele ander. Ja, liefie? Laat my dink aan Daniel en sy maatjies in die oondboot. Waar hulle sê, Here, sou U Ons God is by magte om ons te kan red uit hierdie vuur. Maar self sal doen hy nie, sal ons nie buig nie. En so kan ons aangaan. Jy kan vir my hordes verhale uithaal uit die Bybel uit. Ek het net 'n paar gekies van mense onderdruk. Meld. Ek wil miskien iets deel wat ek uit hierdie stuk uitkry en ek wil nie van jou storie afgaan nie. Maar in 1 Samuel 1 vers 17 verwys hulle na afgode. Ja. En jy het 'n stuk verkeerd gelees in Handelinge en toe spring jy aan. Maar in vers 43 verwys hulle weer na afgode. En by Elia op die berg gaan dit weer oor afgode. Ons as mens het te veel afgode op die wêreld. En ons hou vas aan beelde, aan geld, aan goed wat ons kyk, goed wat ons luister. En dit maak dat ons verhouding op die einde van die dag en ons gebed dalk nie deurgaan waar ons moet uitkom. En meld, is dit nie dan dalk, ek sê nie is so nie, ek sê dalk, dat ons gebede na die Here toe begin verander in ons uitkomste rondom ons afgode gaan. Help my met my afgod, Here. So aan watter kant van die draad staan ons op Karmel? Bid ons tot ons afgod om vir ons vuur te stuur sodat dit bevestig kan word? Of bid ons tot God, die enigste een, om potensieel die afgod weg te vat en alles te verteer in my lewe wat aan die pad staan? Jy is 100% reg, Mert. Jy is 100% reg. Die eerste keer dat ek gekonfronteer was met die vuur van die Here, was 'n vriend wat my bel, vra vir Adri. En hy sê ek moet asseblief saam met hom bid, hy kort die vuur van die Here in sy lewe. Ek sê, wat bedoel jy? Nee, hy soek hierdie krag, hy soek hierdie bonatuurlike krag van die Here. Dit moet manifesteer oral en die vuur moet val. En ek sê, broeder, kan ek dit saam met jou bid? Ek wil gou gaan kyk oral na die vuur in die woord. En oral waar ek die vuur kry staan, dat die Here vat weg wat die passie. En ek sê van broeder, ek sit enigtyd saam met jou bid, wat besef jy wat jy vra? Jy vra dat die Here moet wegbrand. Alles wat tussen jou en hom staan, wat die passie. Alles wat verhoed dat jy groei in hom. Is dit wat jy wil hê? Nee, wow, dis nie wat hy wil hê nie. Wat hy wil hê, is die bonatuurlike krag van die Here. So oor wie gaan dit dan? So oor wie gaan dit die meeste van die tyd as ons bid onderdruk? Here, kom haal my uit onder druk. Kom verlos my van my druk. Maak dit beter vir my. En ek sê weer eens, daar's nie 'n fout om te roep na die Here nie, maar daar's ook 'n intensie van die hart terwyl jy bid. Wat anders is in hierdie karakters wat ons hier sien terwyl hulle bid. Teenoor die normale gebed, wanneer my bankrekening begin uitloop, wanneer my oes nie reg is nie, wanneer die rivier van my hektare wegspoel, wanneer daar druk op my huwelik is, wanneer dit, dan begin dit, Here, verander die situasie asseblief. Ek wil nie verder onderdruk wees nie. Maak dit net vir my beter asseblief. Maar Elia het nie baie woorde wat hy gebruik nie. Kom julle agter hoe kort is sy gebedjie? Die ander ouens bid vir 'n half dag en gaan te kere.
Kan ek vir jou sê, ek het groot geword in 'n gemeenskap waar die ooms wat die langste gebid het in die kerk, die meeste nonsens aangejaag het van maandag tot Saterdag. Dit is ongelukkig die waarheid. Dat die een wat die hoogdrawendste kon voordra, o Here, en aangaan vir 20 minute, het geen verhouding met daai Here gehad nie. En dan moet ons dink, dis die voorbeeld van hoe dit lyk om die Here te dien. Maar Elia kom met die kortste woordjies, en hy kom nie met 'n emosionele appel nie. Hy kom nie om mense te beïnvloed daardeur nie. Hy dink nie, wat gaan julle van my dink as ek dit bid nie. Of jy's mal daaroor om voor mense te bid, of jy wil glad nie bid nie. Want aan die een kant is dit 'n lieflike geleentheid om vir mense te sê, kyk, hoe heilig is ek. En aan die ander kant is dit 'n manier van te sê, ek vertel baie maklike grappie om die braaivleis vier vir iemand anders, maar ek kan nie bid nie. Nee, moet nie vir my vra om te bid nie. Ek kan nie dit doen nie. Elia soek nie die goedkeuring van enige iemand oor sy gebed nie. Weet jy hoekom? Want hy praat nie met hulle nie. Met wie praat jy as jy bid? Jy praat met die een wat die heelal in sy handpalm vashou. Jy praat met die een waar die water skei, waar die see ooptrek dat die volk op droë land deurloop. Jy praat met die naam bo alle name, waarin alle gesag gegee is. Maar as jy hom nie ken nie, praat jy van hom, maar nie met hom nie. En dis die probleem van gebed onder druk. Dis amper soos iemand daarbo, die ou baas daarbo, die groot man, wat sy naam aan haar kan gegee word. Jy weet, die ou baas sal help. Al wat jy vir my sê is, jy ken hom nie. So as daar 'n gebed is uit druk, dan roep ek na potensiële hulp. Help asseblief. En as dit dan nou reën, en die lucering en die koring groei, en die wingerd produseer goed, dankie, dan is dit weer reg, ek sal weer roep as daar 'n probleem is. Dis nie 'n gebed onder druk na 'n persoon wat ek ken nie. Dis 'n uitroep na hulp, sodat dit met my kan beter gaan. En Elia se gebed bring vir my die smiley gebedsprentjie vorentoe. Jy gaan hom kry aan Hanna, jy gaan hom kry in Hiskia, jy gaan hom kry in die tollenaar, jy gaan hom kry in Stefanus, jy gaan hom kry in Daniel se gebed, jy gaan hom kry in Sadrag, Mesach, Abednego, jy gaan hom kry by die gebedshelde. Oral gaan jy hierdie smiley kry, maar ek wil hê jy moet vir hom onthou, omdat hy 'n prentjie is. Die eerste ding wat Elia doen in sy gebed, is hy sê, Here, verheerlik U self. Hy begin deur dit duidelik te maak, die buitekantste prentjie is, verheerlik U self. Nie vir my nie die volk nie, verheerlik U self. Word verheerlik, Here. My gebedsversoek uit druk uit 'n oomblik van druk, uit 'n enige situasie wat nie pas nie, wat my asem laat wegslaan, wat alles in my laat toeknyp en vasdruk en voel ek is onder in die put saam met Josef. Sy eerste woorde moet wees voor ek sê, en ek sê nie, ek kan nie sê help Here nie, ek sê Here, hierdie saak kan tot verheerliking van U naam wees. Asseblief doen dit. Wanneer U my antwoord, Elia sê, Here, wanneer U antwoord,
antwoord om u self eerstens te verheerlik. Vat die tollenaar se teenkant, die fariseer wat saam met hom gestaan het. Wie's verheerlik in sy gebed? Hy self. Dankie Here, dat ek nie is soos hierdie man, en soos die egbrekers, en soos daai, en so, dankie, kyk net, hoe heilig is ek. Dankie, daar's niks verheerliking van die Here in daai saak nie. Elia, Hanna, Hiskia, die tollenaar, Stefanus, Jesus, almal van hulle trek weg deur te sê, verheerlik u self. En dan kom ek neer op daai wat jy altyd sê van vertrou jy die Here vir uitkoms of vertrou jy die Here? Jy sien, Sorien, as ons kan begin by 'n plek wat my verwagting is. My verwagting, ons het vir mekaar reg in die begin gevra, as ek bid, watter uitkoms verwag ek? Dan as ek wegtrek met Here verheerlik u self, dan is dit asof ek outomaties wegstap van myself af. Dis nie dat ek nie die Here vra vir 'n uitkoms nie, dis net ek vertrou dat die uitkoms hom eers sal verheerlik. Dis 'n veiligheidsmeganisme vir 'n gebed onder druk. Dit is die sirkel, die groter sirkel van die smiley. Maar dan doen Elia 'n tweede ding. Net weer vir jou lees wat hier staan. God van Abraham, Isak en Jakob, laat dit vandag bekend word dat u God is in Israel. Dis waar hy begin. Laat dit bekend word dat u groter is bo enigiets anders. Maar dis nie net daar nie, dis hier in Israel. Hier, nou. En laat dit vandag bekend word dat u God is in Israel en ek u knegg, dat ek in al hierdie dinge gedoen het op u woord. Elia doen 'n tweede ding. Hy sê, hy doen die oogies van die smiley. Hy sê, Here, bevestig dat daar 'n solid verhouding tussen my en u bestaan. Hoekom is dit belangrik in die gebed? Nadat hy gesê het, verheerlik u self, hoekom sê hy bevestig dat u hierdie dinge aan my gesê het en ek op u woord dit gedoen het? Want die hele volk sien hom as die probleem. Agab verkondig, jy is die probleem. Maar as God homself verheerlik en die vuur stuur op sy gebed, gaan dit bevestig word dat Elia die stem van God is. Maar hy vra nie verheerlik my in die saak nie, Here. Hy sê nie lig my op nie, hy sê net bevestig dat ek en u in verhouding met mekaar staan en dat ek op die oomblik besig is om al hierdie dinge wat gebeur te doen en te sê op die opdrag wat u vir my gegee het. Maar bevestig die verhouding. Bevestig asseblief, Here. Hoeveel keer wanneer ek en jy bid, sê ons, Here, hierdie situasie is baie sleg. Maar verheerlik u self in hierdie situasie. En tweedens, bevestig ons verhouding met mekaar, Here. Bevestig my stand met u, dat ek nog steeds besig is om te opereer binne u wil en binne u opdragte. En hoeveel keer is dit eintlik die teenbeeld wat sê, Here, hoekom laat u dit toe? Dis seer, dis nie lekker nie, dis ongemaklik. En Here, vat dit asseblief net weg. In die naam van Jesus,
Laat hierdie situasie net verbygaan, laat hierdie beker net verbykom. Nie Elia nie. Verheerlik Uself. Nou, hier staan 950 profete teen my. Hier staan 'n hele volk wat hulle het nog net nie die klip in die hand nie, dis al. Maar almal is teen my, almal is opgelaai. En al wat ek vra, Here, verheerlik Uself. 2, bevestig aan almal hier dat dit wat ek vandag doen en sê, kom van U af. Nie uit myself uit nie. En dan doen Elia die ding by die mondjie. Hy sê, Here, ek lees dit vir jou. Hy sê, antwoord my Here, sodat hierdie volk kan erken dat U Here God is en dat U hulle hart tot U laat terugkeer. Sy hart van sy gebed is versoening. Wat doen 'n mondjie? Hy soen. Versoening wat? Van die mens met God. Die smiley face van gebed onder druk is kom weg van jouself af vir 'n oomblik en vra die Here, Here, hoe sleg dit ook al is, niemand van ons ontken die emosie wat gepaard gaan met jou onderdruk wees nie. Niemand. Ons ken die storie van die 3 mannetjies op die muur, né? Elke dag in jou lewe. Emosie, geloof en waarheid. Niemand van ons ontken dat jy emosies in jou lewe het. Die Here het jou so gemaak, maar emosies kan nie voorstap op die muurtjie van jou lewe nie. Want as emosie voorstap, dan gaan jy vir jou geloofstelsel en 'n waarheid bou oor hoe jy voel. Geloof kan nie voorstap nie, want geloof moet iets volg. Geloof is 'n stelsel wat gebou is op 'n waarde daarvoor. En as geloof voorstap, dan bou jy dit op die wêreldse stelsel en dan sê jy, dis waarna ek glo en dis my waarheid. So net een kan voorstap, sy naam is die weg, die waarheid en die lewe. Net Christus as persoon die waarheid kan voorstap op die muur, dan kan jy vir jou 'n geloofstelsel bou op hom. Op sy persoon, op sy karakter. Jy kan die woord gebruik as die standaard. En jou hele waardestelsel waarvolgens jy lewe. En jou geloof kan jy bou op hom. En dan gee jy vir emosie 'n plek. Hy moet net agter op die muur bly. Jy het 'n plek, ek hoor jou. Ek voel jou druk. En ek wil saam met jou bid oor jou druk. Bel my. Ek het ook druk, jy het vanmôre vir my gebid. Ons almal beleef druk. Maar as ek wegtrek, deur te sê, ek voel die emosie, Here, maar ek gaan nie toelaat dat dit my lei nie. Ek gaan nie emosie toelaat om my herder te wees nie. Verheerlik U self in hierdie druk situasie waarin ek nou is. Dit is die vraag van, laat dit asseblief ten goeie meewerk vir U, nie vir my nie. Noodwendig nie. Want sy uitkoms sal ten goeie van jou ook wees, as jou nommer 1 punt waar jy wegtrek van die smiley face is, verheerlik Uself. En dan, as ek gesê het verheerlik Uself, dan sê ek, Here, maak ons twee se verhouding sterker. Ek wil nie weghardloop van U af onder druk nie, ek wil nader aan die hart kom. The name of the Lord is a strong tower, the righteous run into it, and they are saved. 'n kind van die Here hardloop nie weg van die Here af as die moeilike omstandighede stryk en hy is onderdruk nie. 'n kind van die Here hardloop nader aan sy pa. Hy hardloop nader aan sy ouer, om te gaan skuil by die enigste plek waar dit veilig is, en dis by die een waar die krag en die mag en die gesag het. So bevestig ons verhouding, Here. Bevestig vir my of ek binne in hierdie druksaak nog steeds binne U wil staan. En glo my, geliefde, jy weet wat die jou optrede en jou gebedsversoek buite kan die wil van die Here is. Jy weet dit. As jy die gees van die Here dra, praat hy van binne af met jou. Hy praat.
En jy weet, ek is binne u wil, ek het niks gedoen om hierdie saak te veroorsaak nie. So, dat beteken dit as u jouself gaan verheerlik, dan gaan ek sterker word in u saam met u. Dit is die oogies nader aan mekaar. Dis die enigste tyd wat ek sal sê, twee oogies moet skeel kyk na mekaar toe. Hulle kyk na mekaar toe. Here, bevestig ons twee se verhouding. Bevestig dat ek binne u wil staan. En dan my derde punt onderdruk is, Here, terwyl dit vir my sleg is hier, en u uself verheerlik, en u ons verhouding sterker maak, onderdruk in die put, red mense rondom my. Trek mense nader na u toe, versoen mense met u, gebruik hierdie saak, Here, dat ons mense by u uitkry. Dis altyd dit. Daar is nie iets lekkerder as om te sien hoe iemand uit 'n plek van doodsheid na die Here uitroep en gered word. Die woord sê die hemel gaan in ekstase in oor dit. Jou druksituasie is die potensiële geleentheid vir iemand anders om te sien hoe jy dit hanteer. Hoe jy sy naam verheerlik eerste, hoe jy jou verhouding met hom bevestig. En iemand anders wat skree, ek smag na dit in my lewe, help my. Ek smag na dit, maar dan moet jy eerlik wees. Dan moet jy deursigtig wees. Dan moet jou lewe, as jou gebed so lyk, moet jou lewe ook so lyk. Ek praat nie van dat jy nie mag foute maak nie, geliefde. Ek praat daarvan dat die intensie van jou hart is om die Here te volg, want dan is jy 'n vrygekoopte kind van Jesus wat soms struikel. Jy's nie meer die identiteit van 'n sondaar nie. Jy's 'n vrygekoopte kind van die Here wat op partykeer sonde doen en die vergifnis daarvan ontvang, maar jy's eerlik en opregtig oor. Dit help my. En ek het dit hierdie week geleer by Elia. Kort, kragtig, straight to the point. Moenie vir my sê, elke dag van Elia se lewe was lekker nie. So, hoekom verskil Elia en Hanna en Hiskia en die tollenaar en Stefanus, hoekom verskil hulle gebede van die gewone, nominale Christen gebed onderdruk? Kan ek jou sê hoekom? 1. Verhouding. Die average Christen ken nie die Here nie. Die average Christen volg die kalender en sê, dit is nou Pinkster, dit is nou dit is nou dit is nou Kersfees, dit is nou dit. Die average Christen het nie 'n 1-tot-1 verhouding nie, daarom sê die Here, net die oorblyfsel sal inkom. 90% gaan verlore, soos kaf in die vuur, wat verbrand word. En 10% wat die oorblyfsel is, gaan sê, hallo my koning. En hy gaan sê, welkom my kind, kom in. En die ander gaan sê, het ons nie in u naam nie? En hy gaan sê, ja julle het, maar ek ken julle nie. Elia het nie gemaak of hy God ken nie. Elia het God gevolg uit Gilead. Van Gilead af, na koning Agab, toe moet 'n harde boodskap, daarvan af krib toe, met die wete dat hy spruit gaan opdroog. Toe sien hy hoe hy kraai daai kos bring, en hy water raak op, daarvan af na Sarfat toe, na 'n weduwee toe, wat haar laaste bietjie goedjies optel, wat die Here voor opdrag gee, en hy sê nie, dis onmoontlik dat 'n weduwee in 'n hongersnoodtyd vir my kan sorg nie, hy doen wat die Here sê, want hy hoor die Here praat, en hy volg, en daarso sien hy wonderwerke gebeur, en 'n kind wat genees, en pragtige dinge wat plaasvind daarso, en daarvan af kom hy, en hy kom staan op Karmel, uit verhouding, van 'n stem wat hy hoor en volg, en wat hy aanbid. Hy kom staan nie daar, as 'n nominale godsdienstige nie. Saam met dit is punt nommer 2. Elia dra ervaring en getuienisse in sy hart. Net soos Dawid 'n beer en 'n leeu gehad het, as voorlopers tot Goliat, het Elia hordes voorbeelde gehad
van die Here wat deurkom as hy so sê. En daarom kom staan Elia nie op Berg Karmel in sy eie naam nie. Hy kom staan in die naam van die God van Abraham, Isak en Israel. Op sy woord sal ek dit doen. Hy dra getuienis in sy hart. En die derde ding wat Elia doen in sy gebed onderdruk, is Elia vertrou. Dat wanneer hierdie God sê ja, dan is dit ja. As hierdie God sê ek gaan reën gee, dan gaan hy reën gee. Wat gebeur met sy slaaf? Hy sê vir hom, gaan kyk of jy iets sien. 7 keer hardloop hy slaaf heen en hy sê ek sien niks. Hy sê vir hom, gaan terug, jy kyk nog nie reg nie. En die 7de keer wat die slaaf terug en hy sê vir hom, ek sien 'n vlieswolkie so groot soos die hand van 'n man. Elia sê, daar's hy. Gaan sê vir die koning, hulle moet move, hier kom die reën. 'n Vlieswolkie. Wat 'n Karoo boer gaan hardloop vir 'n vlieswolkie? Maar die Here het gesê, hy gaan reën gee. Daarom is Elia nie besig om te kyk na die wolke nie. Elia soek net die teken, dis op pad. En toe die vlieswolkie sien, toe moet almal move, want in 'n instant is die lug pikswart donker van wolke en dit begin reën. Elia vertrou op wanneer die Here sê dinge gaan gebeur. Elia is nie 'n wat as die Here nie deurkom mens nie. Hy's ja, Here. Ek vertrou op die naam van die Here. Daarom kan ek bid, verheerlik U self, daarom kan ek U vra, bevestig my voor hierdie mense, Here. Bevestig my as in U naam in verhouding met U en versoen al hierdie mense wat hier staan weer met U. Dis Elia se verwagtings uit sy gebed onderdruk. Wat is die uitkoms? Wat is die uitkoms? Die Here manifesteer. En sy vuur verteer alles wat normaal is en nie normaal is nie. Want as jy vuur maak op 'n altaar, verteer jy die offer, maar die Here verteer die hele offer en die klippe en die stof. Daar's 'n gat en hy lek al die water op wat uitgegooi is oor hy offer. Die Here kom bo natuurlik deur. En hy verheerlik homself en bevestig sy verhouding met Elia. En die hele volk val op hulle aangesig neer en sê, die Here is God. Hulle wat ver weg van hom is, versoen weer met hom en val op hulle aangesig en sê, ons sal terugkeer na hom. En alles wat Elia gebid het, gebeur. Gaan jy dit vergeet? Verheerlik U self. Bevestig dat ek binne in U wil staan. Bevestig ons verhouding. En versoen mense rondom my met U. En ons sluit af. Met Jesus se gebed onderdruk. In Getsemane. Sy vlees roep uit. Ek weet wat is op pad vir my. Ek weet hoekom ek op hierdie aarde geplaas is, my Vader. Ek verstaan dit, maar my vlees is onderdruk. Want my vlees weet, dat dit is nie net die houe, en die kruishout, en die spykers, en die spies, en die doringkroon wat wag nie. Dis die beker van oordeel, wat ek vir 'n hele wêreld moet drink. En daarom trek ek swaar. En my vlees wil hê, hierdie beker moet verbygaan. Maar Here, Vader, verheerlik U self deur U wil te laat geskied, nie myne nie. En hy gaan met sy gebed aan, gaan lees 'n bietjie daai tyd, hoeveel keer hy bid. En hy eindig dit met Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Verheerlik U self. God bevestig sy verhouding met sy seun, wat hy aangekondig het by die Jordaanrivier. En as gevolg van die offer wat Jesus bring, kom daar versoening vir my en jou. En vir almal daarmee saam. En die hele situasie werk ten goeie mee, omdat 3 beginsels
van gebed onder druk deurgangs dieselfde gebly het. Kom ons leer by ons koning. Kom ons leer by die gebedshelde. Kom ons leer om ons aangesig van onsself en van ons verwagtings weg te draai na hom toe, wat eerstens verheerlik moet word. Ons verhouding wat moet sterker word met hom, sodat ons en ander mense rondom ons in druktye soos wat ons vallei nou in is, versoen kan word met die Here. En elke dag het ek en jy die geleentheid om met mense kontak te maak. En ek sê nie wees oneerlik of wees vals deur te sê dat hierdie saak jou nie diep getref het en hierdie vloed jou nie diep getref het en goeders nie. Ek sê net, dit is 'n lieflike geleentheid. Tesame met 'n eerlike plek van hoe jy voel daaroor. Maar dit mag nie kaait nie. Dit mag jou nie lei nie. Daar mag net een herder wees. Sy naam is Christus Jesus. So ek vra vir jou, laat ons gou afsluit. 2-2. Kan ek vir jou maak? En al wat ek vra dat jy bid, jy hoef nie vir jou maatjie eers te sê as jy nie wil wat jou druksituasie is nie, maar jy bid vir jou maat, dat in hulle druk God verheerlik sal word. Dat in hulle druk hulle verhouding met Christus bevestig sal word. En dat as gevolg van die uitkoms wat die Here self sal bewerk, daar versoening sal plaasvind vir 'n verlore wêreld rondom jou maatjie. Is dit reg? Ek gaan die seën uitspreek en dan gaan ons saam bid. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. En nou mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees en met jou bly. Amen. Kom ons bid saam.